terug. Ons gaan praat nou oor die skilderwerk van die Egiptenare. Hier sien jy dus 'n paar tekenkies, die hierogliewe en die goed wat ons laas van gepraat het. Daar aan die regterkant sien jy 'n stoel waar daar opgeteken is of geskilder is dan nou, en in die middel sien jy die papirus. Ons gaan hulle weer daarby stil staan. Dan hier sien jy weer koningin Nefertiti. Nou hulle het die skilderwerk teen die mure gedoen. En as jy reg onthou het ons al daarvan geleer as ons fresco's doen. So hulle het ook dan die mure gebou en dan met sement afgepleister en dan daarop geskilder. Hier aan die regterkant sien julle ook waar dit op papirus gedoen is weer, sommer vir interessant. Maar dit was heel belangrikste was dat dit dekoratief van aard was. En hier was hy nou net kan deurlees, dis min of meer wat jy vir nou gesê het. Ons gaan nou 'n voorbeeld kyk na die muurskildery van Nebanum. Daar sien julle hom, baie belangrike dude gewees, met geldsake gewerk. Nou ondertussen sy bene sien julle sy dogter. En regs van hom is sy vrou, waarskynlik nou sy vrou, en sy's kleiner uitgebeeld, so hy's belangrik. En dan sien jy die lotusblomme en voëls en alles wat mooi is daar. Die ou is in 'n moeras doenig. Groot werk wat hy doen. Hy wil graag, hulle wil vir ons 'n unieke weergawe gee van hoe hierdie ou nou gejag het. Die voëls gejag het en dan wat so tussen die lotusblomme rondgevlieg het. Nou, hulle is naturalisties uitgebeeld, daar's ook 'n skoenlapper en daar's 'n kat teenwoordig, as ons net so vinnig iets weer terug beweeg. Jy moet so half in die middel rond kyk, sien jy die kat sit. Die kat verteenwoordig weer eens die god Ra. En ek gaan net so oomlikie stil staan, kan julle dit self lees. Wat hy nou natuurlik in die natuur ook gejag het. En dan het hulle papirusse gemaak. Daar was nou 'n muurskildery, volgende tipe skildery is van papirus. Hier sien julle 'n voorbeeld van die papirusplant linksbo. Sy steeltjie is is driehoekig en dan word dit in vlakkies opgesny. Die regsbo sien jy hoe die ou dit nou so verdeel in lengtestukkies. En dan word dit plat gerol, dat die vloeistof kan uitgaan en dan word dit aan die regsonder kan jy sien hoe word dit dan 'n soort van geweef om vir ons 'n papier te gee. Dis waar ons woord papier dan nou ook vandaan kom. Ons gaan kyk na die boek van die dood. Hier sien julle van hom weer eens 'n boek van die dood van Annie. Nou, hy word dan nou veroordeel. Hier sien julle dit, Annie en sy vrou links, die twee wit figure. Hulle staan nou daar, nou moet hy sy storie spin, hoekom hy dink hy die ewige lewe kan kry. In die middel sien julle die weegskaal, links is sy hart, regs is 'n veer, en dan word dit nou geweeg. En as hy goed genoeg is, dan word sy naam in die boek van die lewe opgeteken. En jy sal sien die ou, het lyk of hy soos 'n kop van 'n jakkal sit. Dis nou die ou wat dit neerskryf. En heel regs onder sien julle nou die monster. Hy sit reg daar om nou die hart te kan verorber as hy nou nie soet genoeg was dat sy naam opgeteken kan word in die boek van die ewige lewe nie. Nou die ou en sy vrou het dit natuurlik bygewoon. Julle kan hier self lees hoe hy die slagspreuk dan nou moet uitleef en uitspreek dan. En dan wat elke dier dan nou ook voorstel, kan julle hier sien. En dan die god Anubis, wat nou die mens met die jakkelse kop is, wat dan nou 'n soort van die oordeel moet vel, né? Of die ander ou dan nou goed genoeg is. Hier kan julle verder self lees van die seekoei en die krokodil en die lyf van die leeu, wat dan nou die monster ook is waarna ek verwys het. Dan gaan ons bietjie kyk na argitektuur. En hier sien julle die piramides, die Sphinx en weer die pilare daar met die reliefwerk in, maar dit gaan ons dan nou in die volgende